Hallo dame, waar is die vrou wat die cheque van R1000 wil wissel? Waar sit sy? Okay. Juffrou Visser, jy wou 'n cheque van R1000 wissel? Ja, Slim net saam met die polisiestasie te kom asseblief, want ek kan vra wat is er gevra. Juffrou, jy wou die cheque wissel van R1000. Die cheque is uitgereik deur Antiquarius Bandjieswinkel. Waar kry jy die cheque? by my broer. Hy het sy radio daarvoor verpand. Toe? Kom gee jy die cheque vir u? Hy het gisteraand daar by my aangekom en hy was haastig. En die banke was reeds toe. Toe gee ek hom R300 in kontant en 'n cheque vir die res. Meneer, wat is hier aan die gang? Waar is hy nou? Ek weet nie. Iewers op Sekunda. Hy het gesê hy moet môre daar begin werk. Ek het nie gesê waar nie. Nee. Meneer, sê maar asseblief wat is hier aan die gang? Ons soek hom vir diefstal. Diefstal. Juffrou, ek het net 'n paar besonderhede van u neem. Kan ons later met u in verbinding tree as dit nodig is. As ek 'n goeie raad kan gee, dan moet u die cheque aan hom stop. Jenny? Weet maar wat die jongens. Nee, hoekom? Ek dink hy is in groot moeilikheid, ma. Wat het dan gebeur? Ek kom nou net van die polisiestasie. Reg meneer, wat's fout? Die luisteraars, daar's niks fout nie. Alles is reg. Kom klim uit. Luister ek moet hier absoluut niks. Jy het gedrink nie. Nee, luister, jy sê ek het 'n paar kappe gevat. Dis al ek is heeltemal oukei. Jenny, loop uit, ek wil met jou ma praat. Maar pa, Ek het gesê loop uit, ek wil met jou ma praat. Nou goed, Elaine. Vertel my die hele storie. Skalk, ek het nie geweet dis Dion toe ek die saak gaan aanmeld het nie. Maar jy sê my niks daarvan af nie. Ek wil jou nie belas met so nietigheid nie. Ek het nie gedink ek sal daai juwele ooit weer sien nie en ek het die saak net gaan aanmeld oor die assuransie. En gister toe die polisie jou sê van die Bandjieswinkel, toe sê jy my nog niks nie.
Skak, ek weet ek het 'n fout gemaak. Ek moes jou gesê het. Maar dis nie nou ter sake nie. Die kind is in die moeilikheid en ons moet hom help. Jy bedoel ek moet hom help. Liewe hemel, Elaine, as jy net my hierdie saak kon bespreek het. Jy het toch sekerlik 'n vermoede gehad dat dit Dion is. Hy het dit al van voorheen gedoen en hy sal dit seker weer doen. Ja, ek het 'n vermoede gehad, maar wat moes ek maak? Moes ek hom net uitlos dat hy so voortgaan? Nou wat stel jy nou voor? Ek sal die saak terugtrek teen hom. Ek wou net gehad dat hy moet groot skrik dis al. Jy kan nie die saak terugtrek nie, Elaine. Dis 'n kriminele saak. Dis nie 'n sivielige ding nie. Diefstal is krimineel. Hulle kan my tog nie dwing om teen my eie kind te getuig nie. Hulle het nie nodig om jou te dwing nie. Jy het 'n saak aanhange gemaak, hulle het die dief gevang, dis so eenvoudig soos dit is. Ek sê dis 'n misverstand. Dat ek vergeet het dat ek die juwele vir hom gegee het. Elaine, die polisie is nie kinders nie. Hulle is nie so naïef nie. En buitendien as 'n mens eers 'n leer oopgemaak het, dan moet jy die saak ondersoek. Hulle gaan die ontvang, dis net 'n kwessie van tyd en dan gaan hulle die dossier deurstuur na die aanklaer toe. En hy sal besluit dat daar 'n waterdigte saak teen Dion is en hulle gaan hom vervolg. Daar is op die oomblik niks, maar hoegenaamd niks wat of jy of ek kan doen om die verloop van die gereg te stop nie. Daar is telefoon vir Pa. Neem 'n boodskap, sê ek is besig. Maar dis die polisie op Rustenburg. Dis in verband met Dion. Hulle het vir Dion langs die pad gevang. Hallo. Dronkbestuur. Dronkbestuur. Beste sal ek kom. Ek ry oor 10 minute as jy wil saamgaan. Ek sal daar. Ginny, ek wil nog met jou ook praat. Ek dink jy moet huis toe kom. Pa kan maar praat, maar kom nie terug huis toe nie. Nou, waar bly jy nou? In 'n woonstel. Saam met haar dus. Nee, Pa, alleen. Dion, wat het jy nou? Niks maar. Dag, sergeant. Dag meneer. Ek is advokaat Visser, ek is die seun se pa. Wat was sy bloedalkoholinhoud? Meneer, dit was 0,09%. Hy is onder arrest. Hy moet môreoggend 9:00 in die hof verskyn, tensy u die borg wil betaal. Meneer het gesê dis R300. Ons sal betaal, sergeant. Jou saak lyk nie baie rooskleurig nie, Dion. Diefstal en dronkbestuur. En jy's maar 20. Waarheen dink jy is jy op pad? Ek weet nie, Pa. Ek sê jou sê, jy's besig om 'n krimineel te word. Die tronk is jou voorland, dan sê jy jou regryk. Hoekom pik pa altyd net op my? Bly stil, man. Ek het nie tyd vir selfbejammering nie. Hoekom praat pa nie met Ginny nie? Sy kan mos doen net wat sy wil. Rondslaap en alles. Maar as ek net een tree verkeerd sê, dan is dit krimineel. Los jy Virginia uit hierdie gesprek uit. Sy het op die aarde niks met jou gedrag te doen nie. Hoekom moet ek haar uitlos? Of weet maar nie dat sy verwag nie. Hoekom is sy so skielik uit die huis uit? Hoekom is sy by 'n dokter in sy woonstel ingetrek? Sodat hy vir haar abortus kan gee, dis wat. Waar kom jy daaraan? Is die waarheid? Weet jy iets hiervan? Dis alleen. Dion sê dat sy duim met hom sy eie baster het. Hoekom vra jy hulle nie haarself nie? Ons sal. Maar ek wil net vir jou dit sê, Boetie. Niks sal jou skuld verminder nie. Luister pa, ek sê nie ek is onskuldig nie. Pa se advokaat pak my help as pa net wil. As ek wil, ja. Die groot vraag is, wil ek? Gee my jou motorsleutels. Hoekom? Jy het nie meer die voorreg van 'n kar nie. Gee dit vir my. En jy trek terug na hierdie huis toe. En as hierdie hofsaake verby is, dan
gaan jy terug universiteit toe en jy gaan jouself regryk. Verstaan jy vir my? Ja, pa. Ek gaan jou probeer help, Dion. Ek sê nie ek kan nie, maar ek sal probeer. Dis al wat ek jou kan beloof. Gaan na jou kamer toe en bly daar. Ek voel soos die seentjie wat die gat in die duik probeer toestop het met sy vinger. Ek weet ek moet hom polisie toe vat, maar ek kan nie. Hoe kan 'n pa dit aan sy seun doen? Sê jy vir my. Dis my skuld, Scully. Ek het soos 'n kind opgetree. Ek sal gaan. Ja, ons sal saam gaan, ek en jy, saam. En hierdie ding van Jenny, is dit die waarheid? Is dit die waarheid wat Dion praat? Ek weet nie. Weet jy waar die woonstel is? Ons sal vanaand soontoe gaan, vanaand, ek en jy. You're watching Cul-de-sac. Kaptein, hy is nie 'n dief nie. Hy wil ons seermaak en toe vat hy sy ma se juwele. As dit enigstens moontlik is, wil ons graag hierdie saak terugtrek. Ek wil u graag help, meneer Visser, maar ek weet nie of ek kan nie. Die saak is aangemeld, ons het dit ondersoek en die skuldige gekry. Ons kan die dossier nie toemaak nie. Net die aanklaer kan dit doen. Waar is die seun? Hy staan hier buite in die gang, kaptein, maar hy het ook kinders. Kyk, ek dink dis 'n huishoudelike saak hierdie en ek kan dit self oplos. U sien, meneer Visser, dis 'n kriminele daad wat hy gepleeg het. As hy net die juwele gevat het, nou ja, maar toe gaan verkwansel hy dit wat 'n verswaarende omstandigheid is, en daarna gaan bedrieg hy toe nog sy suster ook oor die cheque. Nou, maar as ek 'n verklaring oor hierdie hele voorval maak. U kan dit doen, ja. Kyk, ek sal u sê wat ek kan maak. Ek sal u verklaring saam met die dossier aanstuur na die aanklaer toe en ek sal aanbeveel dat die saak gesluit word. Die finale beslissing berus egter nog by hom. Dit moet u goed verstaan. Baie dankie, kaptein. Dankie. U is 'n advokaat nie waar nie? Ja, ek is 'n advokaat. Ek is seker dat u woord baie gewig sal dra by die aanklaer. Kyk maar wat u kan doen. Dankie, kaptein. Baie dankie. Ons huis dan vir jou so 'n slegte plek, Dion. Nee, pa. Nou wat is dan die fout? Ek weet nie, pa. Hou op om vir my te sê jy weet nie. Liewe land, jy is nie meer 'n kind nie. Jy het 'n goeie en 'n gesonde verstand gekry. Hoe kan jy nie weet nie? Hoekom het jy jou ma se juwele gesteel? Ek het die geld nodig gehad. As 'n mens geld nodig het, dan gaan steel jy dit. Jy al gehoor van werk, Dion, werk. Dis die normale manier om geld bymekaar te maak. Ek is jammer, pa. Jy het 'n gemors gemaak van jou eerste jare in die weermag, het dit nie met jou veel beter gegaan nie. Besef jy het 'n IQ van 128 en jy wil 'n stoorman gaan word op Secunda. Nee, jy wil nie werklik 'n stoorman word nie, jy wil vlug. Jy dink Secunda is 'n beter plek as Pretoria, maar ou seun, dat ek vir jou sê, probleme het 'n manier om saam met 'n mens te trek waar jy ook al gaan. En nou vra ek jou weer, wat is jou probleem? Ek het nie probleme nie, pa. Nou, hoekom het jy dan 'n dronklap en 'n dief geword? Ek is nie 'n dief nie. Ons sal die hof daaroor laat besluit. Dion, het jy dan niks vir jouself te sê nie? Is jy so ruggraatloos dat jy my nie in die oë kan kyk en vir my kan sê dit is my skuld dat jy so is nie? Jy is so vlak. Geen mens kan na jou toe deurdring nie.
Is jy dan so slap dat jy nie eers motivering vir jou misdadigheid het nie? Ek gaan jou nog een kans gee, Boetie. Maar dit is die laaste. Jou ma was reg toe sy die saak gaan aangee het. Ergens in hierdie lewe moet jy leer. Op die harde manier. Al is dit ook in die tronk. As jy nie kan regkom nie, is daar 'n bitter min wat ek vir jou kan doen. Gaan werk jou eie heil uit. Wat maak jy hier? Ek wil met jou praat, Dan, asseblief. Wat is dit? Ek weet jy het nie rede om na my te luister nie, veral nie na wat ek aan jou gedoen het nie. Maar ek het jou hulp nodig. Waarvoor? Ek kan môre of ek nie dalk my werk kan terugkry. Nee. Asseblief, Dan. Ek kry nêrens anders werk. Nêrens nie. Kyk, moenie dat ons ou koei uit die sloot het opgeraap nie. Jy weet wat jy gedoen het. Jy sal die eerste dag weer probeer pille steel. Ek sal nie, ek beloof jou. Ek het pasiënte wat my wag in die spreekkamer. Ek kan nie nou met jou praat nie. Sal jy dan daaroor dink? Goed. Kan ek saam met jou ry tot by die spreekkamer? Ek het nie my kar nie. Wel, hier is jy. Is jy nog kwaad van my? Nee, Annette, ek is nie vir jou kwaad nie, maar ek kan nie nou met jou praat nie. Ek het pasiënte wat vir my wag. Ek sal jou bel. Asseblief, Dan. Ek sê mos, ek sal jou bel. Goeiemôre. Môre. Ek is nou met u. Goeiemôre. Ek is nou by u. Laat ons net sien. Mevrou Goosen. Ja, u is volgende. Laat ek net die kaart kry. Dokter, mevrou Goosen is volgende. Ek kan maar deur gaan sit. Okay. You're watching Carl. Môre, ek het 'n afspraak met die skoonmaker. Sit so lank, dokter. Daar's net 'n dame by hom. Hey, Chini. Wat maak jy hier? Ek het 'n check kom stop en jy? Wat 'n toeval, die bankbestuurder is my oom. Klein wêreld. Hoe gaan dit met jou? Dit is waffers, hè? Mediese raad. Nou, ondersoek 'n klag vir nalatigheid jy my oor daarin kan. Maar ek dink hulle gaan wag tot na die hofbevindinge. Blijkbaar nie. Doen jy iets vanaand? Nee, Kan ek jou kos koop? as jy mooi vra. Ek staan op my knieë. 7:30. 7:30. Goed. Sien jy? Sien jy? Jy kan maar binne gaan, dokter. Dankie. Ek het jou gevra
vra met my vertrou sien. Ek het lank daaroor nagedink. Dit was nie sommer 'n skielike emosionele besluit nie. Ek wil met jou trou. En die bediening? Ag, dit maak nie meer saak nie. Ek kan iets anders gaan doen, soos skool hou of iets. As jy nie al wat vir my op hierdie oomblik saak maak is jy en ons twee se kind. Ons hoort by mekaar. Ons kan nou enige tyd trou net wanneer jy wil. Nee. Ons het mekaar tog lief gehad. Sy het mekaar nog lief. Hardes. Toe ek jou vertel het van die kind. Jou reaksie daardie dag het my alles omtrent jou vertel wat ek wou weet. Jy het my nie lief nie. Jou probleemsituasie met die kerk was vir jou die belangrikste. Jy was nie oor my bekommerd nie. Jy was net bekommerd oor jouself. Moenie daardie dag teen my hou nie, Jenny. Ek was ontstel, ek het geskrik. Ek sal daardie dag nooit vergeet nie. Ek was so opgewonde. Ek het gedink dis die wonderlikste ding wat ooit met my kon gebeur het. En toe ek jou oë sien, toe ek jou skielike verwyd sien, toe bars die hele ou seebel in my gesig. Hardes, ek het soveel vertroue in jou gehad. Ek het regtig gedink ek het jou lief. Ek het nooit geweet 'n liefde kan so skielik verdamp nie. En ons kind? Wat van ons kind, Jenny? Ek sal daaroor besluit. Ek hoor jy en die dokter sien mekaar deesdae so baie. Hy kom kuier vir my, daar's niks tussen ons nie. Weet hy van jou toestand? Nee. Ek moet waai. Jenny, ek wil jou graag weer sien, asseblief. Ek kan jou nie keer nie. Jy stil. Jy ook. Geniet jy dit? Jy's baie goed vir my, Dan. Hey, wat's fout? Jy's baie goed vir my, Dan. En ek geniet dit om saam met jou te wees. Ek wil jou nie onder verkeerde indruk bring nie. Hier gaan niks van. Jy's nog ontstel deur dinge tussen jou en Hardes gebeur het. Dit sal oorby. Ek is klaar oor die ding met Hardes. Maar wat jy moeilikheid dan? Ek het nie moeilikheid nie. Daar gaan net niks hiervan kom nie en ek wil hê jy moet dit weet. Is jy 'n profeet of weet jy? Ek weet. Die stad se neonarms draai my in hul vas. Spot my een ry spore wat gister nog langs joune was. Winkelpopgesigte, dieselfde dag en nag. Troef my met 'n glimlach wat gister nog in my oë was. Ek staan voor grouwe mure, my son was beton gewees. Het ek maar die bordjie met die koolsak gelees. Tyd verbind die seerkry, verouder dit soos wyn. En die eikebalie van my hart sal liefde weer kan skyn. Ek staan voor grouwe mure, my son was beton gewees. Het ek maar die bordjie met die koelsak gelees. Maar agter my lê drome nog steeds onaangeraak. Iewers op pad daarna toe, wag liefde wat heelsaam maak. Wag liefde wat heelsaam maak. Skalk, hier is my kat.
Wil jy koffie? Ja, as jy nie omgee nie. Gaan sit so lank, ek sal vir jou bedien. Pa, wat maak julle so laat in die nag hier? Ons het gekom om 'n saakie met jou te bespreek. Ons wag al die hele aand hier buite. Ek is jammer, ons was uit. Ek is besig om koffie te skink. Wil julle saam drink? Nee, dankie. Kom maar deur. Goeienaand. Goeienaand. Pa ken ons vandaan. Ons het ontmoet, ja. Miskien moet ek liewer ry, dis al laat. Ek dink jy moet wag, dokter. Ek het vir jou ook iets te sê. Jenny, ek verneem jy is in die moeilikheid. Wat bedoel pa in die moeilikheid? Moenie laat ons met woorde speel nie. Dion sê vir my jy's verwagtend, is dit die waarheid? Ja, ek is. Is daar nog iets wat pa wil weet? Kyk, ek dink julle wil oor dinge praat waarby ek nie belang het nie. Ek dink jy het belang hier by dokter. Wat bedoel pa daarmee? Ek hoor jy gaan 'n abortus op Jenny doen. Ek is nie 'n slagter nie. Maar jy gaan 'n abortus op my kind doen. Pa, dan het tot nou toe nie eers geweet ek verwag nie. Meneer Visser, wie dink jy is jy om sulke aantuigings teen my en Jenny te maak? Wie die duiwel dink jy is jy? Dokter, jy moet my man asseblief verskoon. Hy het 'n verskriklike dag agter die rug. Ons het gehoor Jenny gaan 'n abortus hê en ons het tot die enigste logiese gevolgtrekking gekom. Ek dink pa behoort om te skaam. Ek is jammer, dokter. Jenny, ek is baie ontstel. Ek het hierheen gekom om met jou oor die baba te gesels. Of jy nie liewer die kind wil weggee vir aanneming nie. Weggee? Ja, tipies van jou. As 'n kind uit jou pad kom, gee hom weg. Jy het al mos van tevore gedoen, so kom nie weer nie. Wat bedoel jy ek het dit al van tevore gedoen? Verskoon my. Ek het genoeg gehad van jou. Dokter, dokter, wag. Dokter. Dokter, wag. Wag. Wat het jy bedoel toe jy gesê het ek het al voorheen gedoen? Jy behoort te weet. Of wat jy al vergeet. Jy het 'n seun gehad en jy het hom weggesmyt. Hoe weet jy daarvan? Ek weet. Want ek is daai kind.